Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou eindeksamen voorbereiding. Ek bespreek die Gauteng 2024 rekordeksamen vraestel 2 se vraag 4. In die diagram is die vergelyking van sirkel met middelpunt B en dan gee hulle vir jou die vergelyking. DF is 'n raaklyn aan die sirkel by A, baie belangrike inligting, met D en F die X en die Y afsnitte onderskeidelik. C is die punt -1, 6, is 'n punt op DF en BC is ewewydig aan die Y-as. En dan sê hulle ook vir ons hoek CBA, daardie kleintjie in die middel, en hoek ADO, daardie een is 'n inklinasie, dink ek, ja, is theta. Vraag 4.1, skryf die koördinate van B neer. Nou goed, kom ons gaan kyk. Wat gebeur nou by B? B is die middelpunt van ons sirkel. En hulle het vir ons die vergelyking gegee. En ons weet mos nou, dit gaan daardie getalletjie en daardie getalletjie wees, maar met 'n teenoorgestelde teken. So, die antwoord van B, is die koördinaat is dan -1 en 1. En ons kan hom sommer gaan inskryf. B, ek gaan hom sommer daar skryf, is dan die punt -1 en 1. Die volgende vraag vra, toon aan dat AC gelyk is aan wortel 5. Nou, as jy na die skets toe gaan, dan sien jy, dit is nou daardie gedeelte daar. So, dis 'n klein stukkie. Nou kyk, as ons A se koördinaat gehad het, was dit maklik, want ons het C, ek gaan hom inskryf, hy's -1 en 6, dan het ons sommer die afstandsformule gebruik. Maar nou het ons nie A se koördinaat nie. Wat ons wel het, is as ons teruggaan na die woorde, dan sê hulle vir ons hierbo, dat DF is 'n raaklyn aan die sirkel by A. Nou dis baie belangrike inligting, want die feit dat dit 'n raaklyn is, beteken daardie hoek is 'n regte hoek, 'n 90 grade hoek. Ons het mos 'n stelling wat sê, die raaklyn is loodreg op die radius. Nou goed, miskien, as jy dan nou kyk, is ABC is 'n reghoekige driehoek. So ons kan dalk die stelling van Pythagoras gebruik, maar ons kort nou eers 'n bietjie inligting. Die eerste ding wat ons wel weet, is omdat B die middelpunt van die sirkel is, en hulle het vir ons die sirkel se vergelyking gegee, daardie gedeelte daar, dit is mos R kwadraat. So, R kwadraat is 20, daarom sal die radius wortel 20 wees. So, ons weet dan, AB se lengte is wortel 20. Nou goed, nou kort ons miskien net 'n bietjie BC se lengte. Nou eintlik is dit vir ons gegee, maar we net 'n bietjie weggesteek. Nou kyk nou, stem jy saam, hier by B is die x-koördinaat -1 en die y-koördinaat is 1. So dit beteken, daardie gedeelte, daardie afstand daar, is 1. En hier by C is die y-koördinaat gegee, dat dit 6 is. So daardie stukkie tot daar is 6. So weet jy wat? As daardie stukkie 1 is en daardie hele stuk is 6, dan sê mens 6 minus 1, dan is daardie gedeelte, daai lengte, is dan nou 5. En sien jy daardie lengte, dis BC se lengte. So, dis 5. Aha, nou kan ons vir AC bereken met die stelling van Pythagoras. So, dit gaan so werk. Ek het dit nou formeel hierso vir jou getik. BC se lengte is 6 minus 1, dis 5, dit verstaan jy nou. En AB se lengte, dit was daar die radius, is wortel 20. Nou kan ons gaan, en ons weet dat hoek CAB is 90 grade, ek het dit mos gesê, en ons rede, raaklyn, loodreg, radius, sit dit altyd by. En nou kan jy sê, die stelling van Pythagoras sê, skyn sy kwadraat, dit is CB kwadraat, is gelyk aan 1 sy kwadraat, AB kwadraat, plus die ander sy kwadraat, AC kwadraat, en sit ook bietjie vir my by, dis die stelling van Pythagoras. Nou kan jy invervang, CB het ons uitgewerk is 5 kwadraat minus,
en AB se lengte was wortel 20 se kwadraat. Kom ons sit hom in 'n hakie, dan lyk hy bietjie mooi, plus AC kwadraat. Nou kan jy gaan en sê, oeps, ek het dit nou daar gedoen, nee, ek het gesê, 5 se kwadraat is 25, is gelyk aan, die vierkantswortel van 20 gekwadreer is net 20, plus AC, kom ons los nou vir AC kwadraat op, die 20 loop oor, 25 minus 20 is 5, maar ons wil nie AC kwadraat weet nie, ons wil AC weet, so ons trek die vierkantswortel beide kante, en ons sien dat AC is wortel 5. Vraag 3 vra, skryf die waarde van tan theta neer. Nou kom ons gaan kyk nou gous 'n bietjie. Wat hier nou eintlik gebeur, is ons is terug in ons reghoekige driehoek ABC. En ons weet nou, AC is wortel 5 van die vorige vraag, en ons weet dat AB is wortel 20, want dit is daardie radius van ons sirkel. Nou goed, as jy na die skets kyk, dan kan jy sê, omdat dit 'n reghoekige driehoek is dit nou so 'n bietjie trieg wat hier geïntegreer is. Tan se verhouding is mos teenoor op aangrensend. Nou stem jy met my saam, as jy na theta toe gaan daar, dan sal teenoor AC wees, die teenoorstaande sy, en die aangrensende sy is dan AB. So jy het eintlik die antwoord. So tan theta is AC op AB, met ander woorde, wortel 5 op wortel 20, en as jy dit vereenvoudig, dan is dit 1/2. Vraag 4 vra, toon aan dat die vergelyking van AB gegee word deur, en dan gee hulle hom vir jou. Nou goed, kom ons gaan 'n bietjie na AB toe. Die eerste ding wat jy nou moet weet, is, wat ons nou reeds weet, is dat AB is loodreg op DF, en B se koördinaat, want dit is 'n punt op ons lyn van AB, is dan mos nou die punt -1 en 1. Nou goed, as ons lyn AB se vergelyking wil bepaal, 'n vergelyking is mos Y is gelyk aan MX plus C, en die enigste punt wat ons het, is die punt B -1, 1, wat uit 'n X en 'n Y bestaan. So daar is ons nou fine, maar ons het nie die gradiënt nie. Maar ons kan die gradiënt bereken, want ons het al so baie inligting. Onthou jy, uit die vorige vraag het ons besluit dat tan theta is gelyk aan 1/2. Nou, ek het dit genoem in die begin, hierdie theta hierso, dis 'n belangrike theta, want dit is eintlik die inklinasie van lyn DF. En onthou jy, inklinasie het mos 'n vergelyking, M is gelyk aan tan theta. So jy het nou, tan theta is 1/2, so dit beteken die helling van DC is 1/2. Nou, hoekom is dit nou juist DC se helling daardie? Want die definisie van inklinasie is, dit is die hoek gevorm tussen die lyn, in hierdie geval dan lyn DC of DF, wat gevorm is tussen die X-as gemeet in 'n antikloksgewyse rigting. So dit is hoekom dit DC se inklinasie is. Nou goed, ons weet dit nou. So eintlik weet ons dat die helling van daardie lyn is 1/2. Nou zoom ons in op die feit dat hier 'n regte hoek is, 'n 90 grade hoek, hulle is mos loodreg. En nou ergens het jy mos nou geleer dat wanneer twee lyne loodreg is, kan jy die ander een se helling kry as jy die een se helling weet. So daar's 'n formule wat sê, as jy nou hier kyk, M van DC maal die M van AB, M se helling, is gelyk aan -1. En ons weet mos nou, DC se helling is 1/2, en as ons dan nou net gaan sê maal met 2, bang, bang, maal met 2, dan kry ons die helling van AB is -2. Ek leer altyd vir my kinders, jy's nou een van hulle, dit is, jy draai die getal om en jy draai die teken om. Nou goed, nou het ons die helling, wat ons nou hier kan invervang, want ons werk mos nou die vergelyking van AB uit. So nou, binne in M se plek,
min 2 binne in y se plek, dis b se koördinaat wat ons gaan invervang. In y se plekkie 1, in x se plekkie min 1. Hier gaan jy sê, min 2 maal min 1 is plus 2, los vir c op, 1 minus 2, c is min 1, dus is ons vergelyking, y is gelyk aan min 2x min 1. Vraag 4 vra vir ons, bepaal die koördinate van A. Nou wat gebeur by A? A is 'n spesiale plek, want dit is waar lyn DF, daar die raaklyn, en die sirkel mekaar ontmoet. Met ander woorde, dit is die point of intersection, ek kan nou nie onthou wat's dit in Afrikaans nie, die raakpunt, jammer. Goed, so om daardie raakpunt te bereken, gaan ons gelyktydige vergelykings gebruik. Ons het A, B se vergelyking uit die vorige vraag, en ons het die sirkel. So ons begin met die sirkel, x plus 1 se kwadraat plus y minus 1 se kwadraat is 20, en dan gaan ons nou, ons wil net met een veranderlike werk. So y, ons weet dat A, B se vergelyking is, y is gelyk aan min 2x min 1. So binne in y se plek, gaan ons nou min 2x min 1 vervang, en ons gaan sê minus 1 is min 2. Nou gaan ons met elke hakie individueel werk. Hierdie x plus 1 skryf ons 2 keer, ons maal hom uit, ons kry x kwadraat plus 2x plus 1, en hierdie ene min 2x min 2 skryf ons 2 keer, ons maal hom uit, ons kry 4x kwadraat plus 8x plus 4 is gelyk aan 20. Nou gaan ons gelyksoortige terme bymekaar tel, x kwadraat plus 4x kwadraat is 5x kwadraat, 2x plus 8x is 10x, en dan hier het ek gesê 1 plus 4 is plus 5, die 20 het oorgeloop, min 20 geword, en dan 5 minus 20 is min 15, is gelyk aan 0. En dan wil ek faktoriseer, maar ek kan nie nou nie, so wat ek doen is, ek deel eers 'n bietjie deur 5 reg deur, net om hom vir my mooi te maak, en ek kry x kwadraat plus 2x min 3 is 0. Dis 'n lekker een vir faktoriseer, ek sê die faktore gaan wees, x plus 3, hakkie x min 1 is 0, en ons kry x is gelyk aan min 3, of x is gelyk aan 1. En nou moet jy net 'n bietjie dink, stem jy saam, ons gaan nou die x gebruik min 3, want hierdie hele besigheid gebeur in die tweede kwadrant, en dit is waar x negatief is. So hierdie ene is bye for now. So ons vervang x is gelyk aan min 3, en jy kan in die sirkel vervang, of in die reguit lyn. Hoekom wil jy die sirkel? Hy is lelik. So ek vervang hom in die lyn, en in x se plek, dis wat ek hier gedoen het, het ek min 3 vervang, min 2, min 3 is min 6, ok, stap uitgelos, min 6, dis eintlik plus 6, jammer, en dan min 1, plus 6 min 1 is 5. So, dis is die koördinaat by A, die punt, min 3, 5. Jy het hard gewerk vir daai koördinaat. Vraag 5 vra nou, bereken die verhouding van die oppervlakte van driehoek ABC, dis daai kleintjie in die middel, tot die oppervlakte van driehoek ODF, dis daai groote aan die linkerkant, in die tweede kwadrant. Vereenvoudig jou antwoord. Nou, jy gaan nou verskriklik hard werk om daai in te beantwoord. Nou goed, dit werk so. Onthou jy, daar is vir ons gegee, of ons weet nou, dat tan theta is 'n half, so ons kan vir theta uitwerk, en ons gaan met ons sakrekenaar sê, shift tan half, en ons sien, theta is 26,57 grade. So dit beteken, dit is daardie hoek. Met ander woorde, as jy nou na driehoek ABC toe gaan, dan weet jy mos, hierdie ene was 5 vanuit 'n vorige vraag, en hierdie ene was wortel 20 vanuit 'n vorige vraag. So jy het 2 sye en 'n ingeslote hoek daar, so jy kan die oppervlakte bereken met die oppervlakte reël. So daarom kan jy gaan en jy kan sê die oppervlakte van driehoek ABC is dan half maal AB maal BC en die sin van theta. So, jammer vir die agtergrondgeraas, half maal
AB is wortel 20 maal BC is 5, die sin van 26,57. As jy dit uitwerk, kry jy 5. Nou goed, daar het ons daarom nou al die oppervlakte van driehoek ABC. As ons nou na die groot driehoek toe gaan, driehoek FDO. Nou daardie ene is 'n reghoekige driehoek, want ons weet mos nou dat die as en die twee asse ontmoet met 'n 90 grade hoek daar. So, as ons nou net daai lengtes het, ons het hulle nie. Wat ons wel kan doen, is as ons DC se vergelyking kan bepaal. En dan kan ons nou eintlik daardie lengtes bereken. Want, kyk nou hier. Y is mx plus c. Is jy gelukkig daar? Ons weet die punt C, gelukkig, is die punt min 1 en 6. En ons weet wat is DC se helling. Dit is 'n half. Ons werk nog die hele tyd daarmee. Nou goed, dan DC bestaan uit x en y, vervang dit in, en dan kry ons C se waarde is 6,5. En eintlik beteken daardie C die y afsnit. So eintlik is hier die hele lengte OF is dan 6,5, want dit is DC se vergelyking. Ons moet eintlik sê ons bereken DF se vergelyking. Dit maak dit eintlik net vir so klein bietjie beter. Goed, en dan OD is daardie lyn se x-afsnit en die reël is mos x-afsnit maak y0. So daar is jou vergelyking. Onthou nou in plaas van half het ek nou net 0,5. Waar sê ek OD x-afsnit maak y0, maak ons vir y0, los vir x op en ons sien die x is min 13. Jippie. Met ander woorde, daardie hele gedeelte is positief 13, né? Want die afstand is positief. Die koördinaat daar by D is min 13 en 0, maar die lengte is plus 13. Nou goed, nou kan ons gaan en sê, ons weet OF is 6,5, ons weet OD is 13. Die oppervlakte van driehoek ODF is dan nou half maal OD maal OF. Half maal basis maal loodregte hoogte. Vervang dit in, half maal 13 maal 6,5 en die oppervlakte is 169 op 4. Nou goed, wat wil ons weet? Ons wil die verhouding van die oppervlaktes. Dus kan ons nou sê, die oppervlakte van driehoek ABC tot die verhouding oppervlakte driehoek ODF is 5 tot 169 op 4 en dan vereenvoudig dit tot 20 tot 169. Nou hierdie gedeelte, hoe dit vereenvoudig, gaan ek vir jou gou wys op die volgende skyfie, want hier is nie meer plek nie. Ok, ek gaan dit sommer skryf. Daardie verhouding is mos 5 tot 169 op 4. Nou kyk nou, 5 tot 169 op 4. Daai is dieselfde as 5 op 1 gedeel deur 169 op 4. Is dieselfde as 5 op 1 maal 4 op 169. Maal bo die lyn, 5 maal 4 is 20 op 169 en daai is 'n verhouding 20 tot 169. Dis waar ek aan daai antwoord gekom het. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. Jy sal sien, as jy klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo, dan vat dit jou na die volgende vraag van hierdie vraestel. Dit is trig. En dan aan die regterkant sien jy 2 playlists. Dit is dan die graad 11 analitiese meetkunde, sowel as die graad 12 analitiese meetkunde.